Mense is Japie hierso. Ek wil kyk na hoofstuk 3 nou. En ons het gesien in hoofstuk 2 dat Joshua hulle die gemeentes die altyd gewaarsku dat hy enige tyd kan terugkom met sy wederkoms en dat hulle gereed moet wees vir sy terugkoms. So daarvolgens het ons verstaan dat sy terugkoms sou wees in hulle generasie, net soos wat hy ook maar vir sy disippels gesê het toe hy op die aarde was. En kom ons gaan hier aan. And to the angel of the church of Sardis write, these things says he who has the 7 spirits of Yahuwah and the 7 stars. I know your works, that you have a name, that you are alive, but you are dead. Ons sien 7 sterre is mos die messengers van hierdie gemeentes en Yahuwah het blijkbaar 7 geeste. So dan sit ons nou nie 'n drie-enige God, nie. Dan sit 9 gode wat mense eintlik moet aanbid, as hulle dan al 3 wou aanbid het, moet hulle ons nou al 9 aanbid. Dis Yahuwah en Joshua en die 7 geeste. So, maar ons sien dat die woord sê, ons moet net Yahuwah aanbid. Ok, wat hierdie vers beteken, dit klink of hierdie gemeente 'n front voorgehou het, en ander het gedink, alles is reg daar, maar Joshua sien alles. Vers 2, be watchful and strengthen the things which remain, that are ready to die, for I have not found your works perfect before Yahuwah. Mattheus 5 vers 48 sê, be ye perfect as your Father in heaven is perfect. Joshua het vir ons gesê in Mattheus 5 dat ons moet streef na perfection, né? Ons moet streef daarna om die gebooie perfect te onderhou. Deur geloof in Joshua natuurlik. Nie omdat die gebooie jou gaan red nie, maar net omdat jy Yahuwah se wil doen en vir hom wil wys jy is lief vir hom. Jy wil vir hom wys dat jy glo. Dis hoekom jy die gebooie onderhou. Verse 3, remember therefore how you have received and heard, hold fast and repent. Therefore if you will not watch, I will come unto you as a thief, and you will not know what hour I will come upon you. Hierdie is ook weer eens baie duidelik vir ons gesê dat Joshua kom in fisies terug in hulle generasie, kom hy fisies terug aarde toe saam met sy engele, gaan hy terugkom met sy wederkoms en hy kan hulle onkant betrap, soos wat 'n dief wat inbreek by jou huis, kan hy kom wanneer hulle hom nie verwag nie. So dit beteken dit is in hulle generasie. En hy het teruggekom, hy het nie vir hulle almal gelieg nie, hy het nie vir al hierdie gemeentes gelieg en hulle man het bang gepraat nie. Hy het teruggekom in hulle generasie. Hierdie repentance is om terug te draai na Yahuwah se gebooie toe. Dis wat hy sê vir hulle, repent. Hulle het nie Yahuwah se gebooie moontlik onderhou soos hulle veronderstel was om te doen nie. En dis hoekom Joshua vir hulle dan sê, draai terug, repent. Dit is waarin ons moet volhard tot die einde toe, soos wat hy maar vir die ander gemeente ook gesê het, hulle moet volhard in hierdie wee wat hulle wandel, in die gebooie, tot die einde toe. Die gebooie is die wee waarin hulle moet wandel. Hier weer eens sê Joshua vir hulle om hul lewens reg te kry, want hy wil hulle nie onkant betrap met sy tweede koms nie. So duidelik sou Joshua se tweede koms in hierdie mense van hierdie gemeente sy generasie gebeur het. En ons weet daardie kerk het bestaan in die disippels se tyd. So rondom 40, 50, 60 na Christus, 70 na Christus, 80 na Christus. In daardie tyd het dit bestaan. Maar ons weet dat Joshua se terugkoms was rondom 70 na Christus in elk geval. Verse 4, you have a few names, even in Sardis, who have not defiled their garments. Nou, ons het ons gesien, en ek het al vir julle gewys, dat dis die doop, maar kom ons gaan net verder gou hierso. And they shall walk with me in white, for they are worthy. Sien mens moet in die gebooie wandel, sodat jy nie jou kleed vuil maak met sondes nie, dan sal Joshua jou sien as waardig om saam met hom in die hemel te wees, of in paradys, of waar ook al hy ons gaan laat bly. Die kleed wat hierna verwys word is die doop, soos ons gelees het in Recognitions of Clement, volgens Petrus. En hulle
garments is wit, want hulle het opgehou witteloos leef na hulle doop. Net soos wat ons gelees het, Petrus sê, in Recognitions of Clement. Petrus het daar gesê, na jou doop moet jy juist daarna streef om nie wetteloos te leef nie, sodat hierdie wit kleed wat jy ontvang met jou doop, nie kolle opkry nie. Dis wat hy daar gesê het, hoe hy dit gesê het ook. Gaan kyk maar my video's oor die doop en dan daar behandel ek al hierdie verse. Vers 5, He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. As mens nie gedoop word en volhard tot die einde toe nie, in wetsgehoorsaamheid nie, gaan mense se naam verwyder word uit die boek van die ewige lewe. So hier weer eens, onthou jou, so het gesê vir daardie ou, toe hy hom vra, wat moet ek doen om gered te word, in Matteus 19 vers 16 en 17, toe was Joshua se antwoord aan hom, jy moet die gebooie onderhou om gered te word. Hier weer eens sê hy dieselfde ding, hy sê, as jy nie volhard in die gebooie nie, want dit is al hoe jy jou kleed kan wit hou, deur nie wetteloos te leef nie. As jy nie daarin volhard nie, dan gaan jou naam verwyder word uit die boek van die lewe. Dan gaan jy opeindig soos Matteus 7 vers 23 se Christene, wat vir hom gesê het ons nie in die naam dit en dat gedoen nie, en al hierdie wonderwerke verrig nie. Dan gaan hy vir hulle sê, gaan weg van my, ek ken julle nie, julle wat wetteloos geleef het. So dis baie belangrik mense, julle moet die gebooie onderhou, as julle gered wil word. Volgens Joshua en Joshua se woorde, gaan julle oordeel. Nie Paulus se woorde nie, dit help nie jy quoteer Paulus vir my nie, dit help nie jy quoteer Paulus om te sê, jy mag leef soos jy wil nie, want sy woorde gaan jou nie oordeel eendag nie. Hy is 'n mens net soos ek en jy. Joshua Messias se woorde gaan jou oordeel. En hy het gesê, jy moet die gebooie onderhou om gered te word. So vir wie gaan jy luister? Sien my vorige video's oor die doop en hoe belangrik die doop eintlik is. En dan vers 6, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Vers 7, and to the angel of the church of Philadelphia writes, these things says he who is holy or set apart, he who is true. Net soos Joshua set apart is, met ons ook op aarde set apart wees, né? He who has the key of David. He who opens and no one shuts, and shuts and no one opens. Dan spring hy alweer. Kom ons van nou. I know your works. See, I have set before you an open door, and no one can shut it. For you have a little strength, have kept my word, and have not defiled my name. Hulle het die gebooie onderhou. Hierdie gemeente is een van die gemeentes wat daar die beste boodskap ontvang van Joshua af. Philadelphia. Hier sê hy vir hulle het min krag gehad, maar hulle het Joshua se gebooie onderhou nog steeds. En hulle het nie Joshua se naam weggedoen meer, of kompromie aangegaan nie. Hulle het die gebooie onderhou en nie weggedoen met die Vader en Seun se name nie. Hulle het ook nie kompromie aangegaan nie. Hulle was nie bang vir die wêreld of wat die Romeine sou doen of wie ook al nie. Hulle het vasgehou aan wat Joshua gesê het tot die dood toe. Vers 9, indeed I will make those of the synagogue of Satan who says they are Jews and are not, but lie. Indeed I will make them come and worship before your feet, and to know that I have loved you. Nou hierdie verwys nie na die Jode van vandag nie, alhoewel hulle val ook in hierdie kategorie, maar hierdie was mense van daardie tyd wat ook gesê het hulle is van Israel en Juda en so aan, maar hulle was nie. Soos die Fariseërs en so aan. Wat wou voorgee, hulle is iets wat hulle nie is nie, maar Joshua en Johannes die Doper het geweet, hulle is Edomite. Dis hoekom hulle the brood of vipers genoem het, dat hulle van die slang geslag is. Vandag nog kry mense nasies wat sê hulle is Israel en hulle is spesiaal, maar hulle is nie. Hulle lieg, hulle is evil, volgens 'n boom se vrugte sal ons hulle ken, hulle is van Satan se saad, afstammelinge van Lucifer. Hulle onderdruk Israel vir nou, net soos Egipte gedoen het, net voor die eerste Exodus. Maar dit gaan verander, want nou ook
voor die tweede Exodus, sien ons die verdrukking van die wit nasies word meer en meer. Hulle maak meer en meer wette teen die wit mense wêreldwyd, maar veral in Suid-Afrika nou, hulle begin die wit mense meer en meer tax, die lewe so moeilik as moontlik maak vir die wit mense, want die tweede Exodus is om die draai mense, net soos met die eerste Exodus wat hulle ook so onder druk was en uitgeroep het na Jahoua en hy hulle verlos het uit Egipte uit. Weereens gaan die wit nasie uitroep na Jahoua toe nou as hulle so onderdruk word en dan gaan Jahoua hulle weer eens verlos uit al hierdie lande uit na Suid-Afrika toe. Hy gaan hulle daar by mekaar maak met die tweede Exodus. Because you have kept my command to persevere, I also will keep you from the hour of trial, which shall come upon the whole land. Ek sê land, want dit is in konteks met waaroor die boek gaan. Dis nie die hele wêreld wat hier geoordeel word nie. Dis Juda en Rome, né? Soos met die standbeeld van Daniël, die voete van yster en klei is spesifiek Israel en Rome. En dit is wat hier geoordeel word in Openbaring. To test those who dwell on the earth, or land. Okay, because you have kept my command to persevere, I also will keep you from the hour of trial which shall come upon the whole land, to test those who dwell on the land. Yahushua gaan veroorsaak dat hulle nie hoef te gaan deur 'n smeltkroes nie. Hulle gaan met Yahushua se koms seker verheerlikte liggame ontvang. En dis wat ek vermoed hierso, want hy sê hulle gaan hierdie goed deurgaan, hè. So dan het hulle dit dalk vrygespring deurdat hulle verheerlikte liggame gekry het toe Yahushua met sy tweede koms. Want sy tweede koms het gebeur maar so half net so voor die slagting van Jerusalem. Maar wie weet, hoe het hulle dit vrygespring? Ek dink nie hulle is weggeraap nie, maar hulle het dit op 'n manier vrygespring. Behold, I am coming quickly, hold fast what you have. Maar onthou, hulle was natuurlik nou nie in Jerusalem self nie, maar waar hulle ook al was, het hulle dit vrygespring, die oordeele. Behold, I am coming quickly, hold fast what you have, that no one may take your crown. Weer eens Jehoshua sê dat sy terugkeer aarde toe is binnekort, enige oomblik, en hulle moet sterk staan in die geloof, tot hulle hom sien, terugkeer op die wolke. Weer eens ja, het hy gesê, ek kom binnekort. Dit sê hy vir baie van die gemeentes, hy sê dit so vir hulle, asof hulle moet verwag, hulle moet sy koms verwag, hulle moet uitkyk vir sy koms. Dis hoekom hy sê, julle moet waaksaam wees, sodat ek nie soos 'n dief in die nag julle onkant betrap nie. Hulle moet waaksaam wees, hulle moet uitkyk vir sy koms, hulle moet reg lewe, want hy kom enige oomblik. Dis die tipe spraak wat hy gebruik, want sy koms was in hulle tyd. Dis nie omdat hy vir hulle lieg nie, maar hy kom eintlik eers 2000 jaar later nie. Dan is dit mos nou oneerlik van Jehoshua om vir hierdie mense dit te sê. Ek kom binnekort hoor, ek gaan julle onkant betrap soos 'n dief in die nag en al hierdie goed vertel vir hulle. Maar eintlik kom hy oor 2000 jaar en eintlik lag hy in sy mou want hy weet dit is nie so nie. Dis mos nie so nie, Jehoshua is nie oneerlik nie. Hy het dit vir hulle gesê want dit is wat gebeur het. Hy lieg mos nie. Hy kan mos nie lieg nie. Vers 12. Maar vandag Christene maak hom uit as 'n leenaar op baie maniere ongelukkig. Maar hulle besef nie wat hulle doen nie. Verse 12. He who overcomes, I will make him a pillar in the temple of Yahuwah, and he shall go out no more. I will write on him the name of Yahuwah, and the name of the city of my Elohim, the new Jerusalem. Ek dink al wat dit beteken is, hulle gaan 'n nuwe autoriteit ontvang van Yahuwah af, as gelowiges, en ook die vermoë om in die nuwe Jerusalem te kan ingaan by die 12 hekke, want onthou daar gaan engele staan by hierdie hekke, en nie almal kan daar ingaan nie, maar hierdie mense wat Jehoshua hiervan praat, wat oorwin het, volhard het tot die einde toe in die gebooie, deur geloof in Jehoshua, hulle kan ingaan in hierdie Jerusalem, en dit is wat hy bedoel met hierdie naam van Jerusalem wat op hulle geskryf. Which comes down out of heaven from Elohim. Ons kan ook sien, Jerusalem is ook 'n vleiende stad. Net soos ek behandel die vleiende stad in my 1000-jarige vrederyk video's.
want daar was 'n vleiende stad tydens die 1000-jarige vrederyk. En ek wys vir julle daar images van hierdie vleiende stad op die medaljes van daardie tyd. And I will write on him my new name. Dit is weer eens van die geskrewe van iets op mense, dink ek, verwys spesifiek na 'n hoër autoriteit wat hulle ontvang, of 'n spesifieke autoriteit wat hulle ontvang wat hulle nie voorheen gehad het nie. Ek dink om die name op hulle te skryf, ek gaan maar net hierdie lees, maar ek dink is dieselfde as wat ek nou gesê het. Ek dink om die name op hulle te skryf verwys na die verkryging van autoriteit. Ons sien 'n verwysing na die vleiende stad Nuwe Jerusalem. Ek het 'n video oor die vleiende stad vir wat Joshua gebruik het tydens die 1000 jaar vrederyk. Sien my video genaamd 1000 jaar vrederyk medaljes en die daaropvolgende video. Dis die video's waar ek daaroor praat. Vers 13, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the congregations. 14, and to the angel of the church of Laodiceans, write. These things says the Amen, the faithful and the true witness, the beginning of the creation of Yahuwah. I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. Ek wil net hier noem, vir al die gemeentes sê hy basically, ek ken julle werke, ek ken julle werke, ek ken julle werke. Nou, hoekom dink julle, hy sal dit nie vir ons ook sê nie, ek ken julle werke. Of dink jy, hy sê net vir ons, ek het gehoor jy het my aangeneem, ek het gehoor jy het my aangeneem. Ja, ek het gehoor jy het my aangeneem. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê, ek ken julle werke. Hy verwys na hoe het hulle geleef. Hoe het hulle geleef nadat hulle begin glo het in hom? Dis waaroor dit gaan. Jy het nie 'n ticket hemel toe as jy Joshua se naam aanroep nie. Dis maar net die eerste stap. Hy sê hek. As jy deur die hek gaan, het staan jy nie net by die hek vir die res van jou lewe nie. Dan moet jy loop op die noupad. En die noupad is die gebooie. En dis wanneer hy sê, ek ken jou werke. Ek weet hoe jy geleef. Ek weet jy die gebooie onderhou of ek weet jy dit nie geonderhou nie. Dis waaroor dit gaan, mense. Vers 16. So then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. As mens kompromieer met die wêreld aangaan, dan verwerp jou. Dis wat hy hier so sê. Want jy is lou as jy kompromieer aangaan met die wêreld. Die Bybel sê duidelik vir ons, dat as jy 'n vriend wil wees van die wêreld, is jy 'n vyand van Yahuwah. Vers 17. En ek wil net noem hierso ook, as jy jou tyd spandeer op sy Sabbat byvoorbeeld, in jou genot, soos byvoorbeeld sport kyk, dan is jy lou. Dan gaan jy kompromieer aan met die wêreld. Dan is jy 'n vriend van die wêreld. Want jy draai jou rug op sy gebooie. Jy rus nie op sy Sabbat nie, jy spandeer nie tyd met hom op sy Sabbat nie. Jy spandeer tyd voor jou TV en jy kyk rugby. Dis mos verkeerd, dan is jy mos lou. Vers 17. Because you say, I am rich, have become wealthy, and have need of nothing. I do not know that you are wretched, miserable, poor, blind and naked. En natuurlik, hierdie mense se fokus is duidelik nie op hulle geestelike lewens nie, want hulle dink dit gaan eintlik baie goed met hulle. Maar eintlik is hulle heeltemal kaal, blind en miserable, arm. Geestelik is hulle arm en blind en kaal. Dit beteken of hulle is glad nie gedoop nie, of hulle het glad nie begin om Jahwe se gebooie te onderhou na hulle gedoop was nie. Maar dit klink vir my meer asof hulle nie eers gedoop is nie, dat hulle is kaal, want mens ontvang die kleed as jy gedoop word. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, that you may be rich, and white garments, that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed, and anoint your eyes with eye salve, that you may see. Nou, vir 'n mens om te kan sien met jou se gees ontvang, en jy ontvang net jou se gees as jy bereid is om sy gebooie te onderhou. Dit sien ons in 1 Johannes 3 vers 24 en Johannes 14 vers 15 en 16. As many as I love, I rebuke and chasten. Therefore be zealous and repent. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens it at the door, I will come in to him and dine with him, and he with me. Joshua sê, hy klop by die hart van mense,
En hulle moet hulle harte oopmaak vir hom en vir sy boodskap. En sy boodskap was, jy moet die gebooie onderhou om gered te word. So jy moet jou hart oopmaak daarvoor en dit begin doen. En dan sal hy 'n verhouding kan hê met jou. En dit is ook hoe hy ons kan leer ken en ons hom kan leer ken. Dit is wat ons lees in 1 Johannes 1. By this we know that we know him, if we keep his commandments, né? Dis hoe ons weet dat ons hom ken. Dan gaan hy nie soos met Matteus 7 vers 23 vir jou sê, ek ken jou nie. Dan gaan hy sê, ja, ek ken jou, want jy het my gebooie onderhou. Ek ken jou. Vers 21, to him who overcomes I will grant to sit with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on his throne. Weer eens 'n verwysing na die verkryging van hoër autoriteit. Ja, ek dink beslis, ek dink hy het fisies gaan sit op sy paas, op Jahoua se skoot nie, of dat die mense, die miljoene mense gaan sit op sy skoot, op sy troon nie. Dit is spesifiek vir 'n verwysing na autoriteit wat hulle ontvang. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the congregations. En daar is ons nou aan die einde van hoofstuk 3. Nou, vorige keer gaan ek maar hoofstuk 4 deurlees, alhoewel nie veel gebeur regtig in hoofstuk 4 nie. Dit gaan maar weer meer oor waar hy na die hemel toe gaan en sien hoe dinge in die hemel lyk. Maar ek gaan dit maar nog steeds deurlees. Dit behoort 'n kort video te wees. Groete vir julle almal. Totsiens.